enige naam, soos die naam van Jesus Christus. Hy is die naam voor elke ander naam. Halleluja. Ek wil die sintheid weer. Ek wil die man sê dankie. Dit is awesome lekker. Om saam met te doen vanmorgen is lekker op die naam van die Here groot te maak. En ja, dit is Passover, Pascha. Ek weet baie mense sê Easter. Ek is nie maar oor die Easter woord nie, want dit gaan nie oor Easter nie. Het is wel die Pascha. Nou, ek dink ek moet dit net so vinnig verduidelik, want as baie min mense wat hierdie goed reg verstaan. Pascha is gevier, of die woord, die Pascha is die Griekse woord, die Engelse woord vir dit is Passover. Nou, ek wil even dit vanmorgen verstaan, want toe hulle uit Egypte land uit weggetrek het, was daar 'n stadium waar die doodsengel moes gegaan het en al die eerstgeborenes gaan vat, het julle weet daarvan. En wat toe gebeur het is, toe het hulle bloed van 'n lam gevat en dit aan die deurposte gesmeer, en omdat hulle dit aan die deurposte smeer, toe moes die doodsengel verbygaan. He had to pass over. Dis waar die naam vandaan kom. En dis die feest wat hulle gevier het, is toe met Paasfeest was, dit het gegaan oor to pass over. Dit het nie na ons kant toe gekom nie, maar dit het verby gegaan. Nou ek wil vanmorgen daaroor ook begin praat, en ek sal, dit gaan 'n deel van my boodskap wees vanmorgen, maar ek net gevoel, ek wil jou net in die prentjie bring, wil jy net weet, waar kom Passover vandaan. Ek gaan een skrifgedeelte saam lees, die woord van Here, Mattheus 27 vers 41, hy sê, kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur. Kom ons bid saam. Vader, met 'n wonderlike voorreg, om vanmorgen in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here. Dit gaan nie vanmorgen oor ons nie, maar dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanmorgen bid, o Gees van God, dat alle verstand te boven gaan, dat U vanmorgen sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom vou ons toe met die liefde en die genade. Here, maak ons vanmorgen toe, dat ons kan hoor en verstaan wat U vanmorgen vir ons sê. Dankie dat ons weet, Here, U beloof in die woord, U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Aan U kom toe, aan die lof en aan die eer en al die aanbidding van ons hart in Jesus naam. Amen en amen. Ek wil vanmorgen so 'n bietjie met jou gesels oor die gebeurtenisse wat vandag bietjie meer is so 2000 en paar jaar terug gebeur het, of bietjie minder as 2000 jaar, want dit was in 33 na Christus, het hierdie gebeur. Ons almal weet dat hulle die laaste Pascha gehou, waar hulle die lam moes eet en waar hulle gesit het om 'n tafel, en as jy nie 'n lam gehad het, het jy brood en wyn geëet. En hierso sien ons dat Jesus met sy disippels die laaste avondmaal hou, en ons sien hierso dat hy hier sy disippels se voete was, wat beteken, he became a servant, wat gewys het, hy is diensbaar aan sy volk, aan sy disippels. En die volgende ding wat gebeur is, hulle gaan na Getsemane toe, daar word 'n egtenis geneem. Die donderdag aand, hy word in 'n put laat insak, hy kom voor die Joodse raad. Joodse raad sê wel, ons het nie die mag om hom dood te maak nie, want hulle mag nie dit gedoen het nie, hulle was onder Romeinse beheer gewees, en hulle, die enigste manier wat hulle toe kon gaan, is hulle moet onder die Jode saambesluit om hom na wat so op te vat. Pilatus het self in onskuld gewas het, wat die gouverneur was, om so na hom te vat, om dood te verklaar, hy wou nie. Maar jy sien, ek is so bly dat hy hom nooit ter dood veroordeel het nie, vir die rede, want die Bybel sê, hy was soos 'n lam geslag. Hy was geoffer. Nou ek het dadelijk hier aan begin dink, want dit het my gedagtes dadelijk aan die gang gesit, want ek weet
of jy dit reg besef, wat alles hier gebeur het nie. Hy is 39 of 40 ouwe geslaan met 'n kats. Hy is gevat, en hy is sy kruis draad het op Golgotha, het hom aan 'n kruis vastgeslaan met spykers, en terwyl hy hom vastgeslaan het hy hom opgehuis, en daar het hy gehang, ten toonstelling van al die ouens wat Pasga kom vier het. So almal wat inkom, moes na hom kom verby hom stap om te sien, dis waar hy hang, en dis wat hier gebeur. Dis wat gebeur met ouens wat teen die Joodse regering of die Joodse gesag gegaan het. Nou ek wil hê julle moet vanmôre verstaan, want hier het vir my geweldig baie dinge oopgemaak wat ek nie verstaan het nie. Daar was 7 keer wat Jesus aan die kruis gespreek het, en die eerste woorde wat hy geuit het is, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. As jy my seer maak, en my vastmaak, en wat is die eerste woorde as ek hier loskom, ek sê jou kry? I'll show you. Wat was sy woorde? Vader, vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou, ek wil nie dit vanmôre verstaan. Hier is iets wat amazing gekom, want die Joodse die loop voor hom verby, en hy sê, Vader, vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. En die rabbi kyk daarop, hy sê, laat sy bloed dan op ons kom. Kan ek dit vanmôre sê, ek is so dankbaar, sy bloed het vanmôre op my en op jou gekom. Ek is so bly, sy bloed is vanmôre op ons. Waarom? Want met die engel van die dood, 'n teken, he's not allowed to touch me, he has to pass over. Vir die rede, ek is vrygekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Dis hy alleen wat my vanmôre kan verlos van my sonde en al my ongeregtighede. He has to pass over. Ek is so bly, hy sê vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. Hierdie sonde was nie net vir daar en dan, of hierdie woorde was nie net vir daar en dan bedoel nie, maar het was vir vandag bedoel. Ek weet van jou nie, maar ek het 'n sondige natuur, en ek doen sonde, en wat sê hy? Here, vergeef hom. Oh, dit is so mooi. Hoe kom ek om vergeef? Want hy weet nie rarig wat hy doen nie. Hy verstaan nie waarmee hy besig is nie. Die tweede woorde wat hy gespreek het, toe hy aan die kruis gehang het, en dit was vir my so mooi gewees, het hy daar aan die kruis gehang, toe sê die een van die ouens wat op sy linkerkant was, en regterkant die twee, die boef en die ou wat mense doodgemaak, en die moordenaar. Hy hang daar, hy sê, as jy vanaand in die koninkryk kom, dink aan my. En wat is sy woorde? Jy sal vandag saam met my in die paradys wees. Kan ek dit vanmôre vir jou sê? Hy maak 'n verklaring daar. Die dood sal oor my en jou nooit meer kan heers nie. Hy het vir ons 'n plek voorberei, sodat ons kan wees waar hy is vanmôre. Hy het gegaan en die plek voorberei, en daarom kan hy die stand maak, jy sal saam met my in die paradys wees. Die derde woorde wat aan die kruis geuiter was, het my geweldig gepla. Want hy het na sy ma gekyk, en Johannes die geliefde het langs haar gestaan. En hy sê ietsie wat my pla, hy sê vir haar moeder, daar is jou seun, daar is jou moeder. Hy weet hy gaan sterf, en ek het nou aan te sê, ek dink, hy het homself probeer vervang, dis nie
Hy het hom nie self probeer vervang nie, want ek het baie oor gaan bid en die Here het vir my iets anders wys gemaak. Hy het 'n familieband geskep waar bloed jou nie 'n familie kan maak nie. Jy sien, hulle was aan mekaar gebind deur die Gees van 'n lewende God. Hulle was aan mekaar gebind deur die bloed wat nou in die kruis gevloei het. En daarom het hulle broers en susters en familie van mekaar geraak sonder dat hy uit haar uitgebore was. Dit was die derde woorde wat aan die kruis gespreek was. Die vierde woorde het my baie gepla. Want dit het begin donker word. Jy sien, dis wanneer dit donker word in jou lewe, dat ons baie maklik na God toe begin roep. En hy word uitgeroep, Here lama sabachthani. Wat beteken, my God, waarom het U my verlaat? God kon nie die sonde aanskou nie. So snaaks as ons TV kyk, en jou vrou of jou kinders kyk saam met jou, en ewe skielik kom byvoorbeeld 'n sekstoneel op, wat doen ons vir die kinders? Hak jy oor! I don't want you to see the sin. Ek wil nie verstaan vanmôre, want toe God daarna kyk, te sien hy sy seun met aan 'n kruis hang, maar hy kyk en hy sien verder, dis net sonde waar hy kyk. And he need that you turn away. So nooit nie jou lewe verwerping ervaar het, wil ek vir jou sê, Jesus het ook verwerping ervaar. Toe sy pa wegkyk van hom af. Dis soos 'n rugby-wedstryd. Ek sal nooit vergeet nie, dat ek rugby gespeel het, dat my pa en my broer altyd langs die veld gestaan en my ma, en moedig hulle my aan. En ek het altyd geweet, my pa se oog is op my. Maak nie saak wat gebeur nie, sy oog is op my, want hy weet, daar sekere goedjies wat ek doen, wat so 'n bietjie kan moeilikheid maak. So hy het altyd gekyk, wanneer doen ek iets, wat die ouens so 'n bietjie kwaad maak. En ek wil hê julle moet dit verstaan vanmôre, want hierdie Jesus het al die Jode deur hom gehad, omdat hy nie in hulle plan gepas het nie. Die vyfde woorde wat aan die kruis geuiter was deur Jesus, was, ek het dors. En dadelik het ek hierom begin dink, want jy sien, dan kom 'n dag, dat elke een van ons op 'n stadium kom en sê, o God, ek het U so nodig. Wat beteken dit? Daar's 'n dors wat binne in my is, wat geen mens kan les nie. Daar's 'n behoefte binne in my, wat geen mens kan vervul nie. Daar's iets binne in my, wat slegs die Vader van lewe kan vanmôre vul. Daar's 'n dors binne in my. En wat in die wêreld? Hulle vat hysop, druk dit in 'n asyn, druk dit op 'n spes, en gesit in sy mond in. Wat beteken asyn en hysop? Ek weet julle dit nie. Asyn en hysop was gebruik as toiletpapier. Hysop het absorberingsfaktor, en asyn was gebruik, dit steriliseer nie net nie, maar dit ontsmet. So tot op die laaste, toe hy sê hy's dors, hy's besig om te dehydrate, hy's besig om te ontwater. Was die beste wat die wêreld hom kon gee, asyn op 'n
vanmorgen hoor. Ek wil jou nou al sê, die wêreld kan jou net as sein aanbied, terwyl hy jou lewende Vader kan aanbied. Dis waar die verskil kom. Die tweede laaste woorde wat hy gespreek het, hy opgekyk en hy het gesê, in u hande gee ek my gees oor. Prediker sê, as ons sterf, gaan ons gees terug na God toe. Ons liggaam gaan graf toe, en die siel gaan paradys toe of doodryk. Dis wat die Bybel sê. As jy wil ek moet dit vir jou verduidelik, kom maar verduidelik ek het vir jou. Hy staan daar, en hy sê in die woorde, Vader, in die hande gee ek my gees oor. I surrender. Ek wil dit hoor vanmorgen, want jy het nog nooit werkelijk vir die wêreld gesterf, as jy nie oorgegee het nie. Sy laaste woorde aan die kruis was, dit is volbring. It is finished. En die oomblik, toe hy sy asem uitblaas, ek wil begin afsluit. Die oomblik, toe sy asem uitblaas, en duisternis begin vlug, van die tempel skeur in twee. Toe verander hy alles wat sleg is. Alles wat vandag gebeur het, wat mense moes aanskou, alles wat mense gedink het. Is vreemd. Verander hy. Iets goeds. Want jy sê toe die voorhangsel skeur, te beteken dit. Ek het nie nodig na iemand toe te gaan om te sê, sal jy vir God vra my sondes te vergewe nie, asseblief. Ek het nie nodig om na iemand toe te gaan om te sê, bid vir my dat ek kan gesond word nie. Ek het nie nodig om enige iemand te gaan en te sê, as jy nou weer in die allerheiligste gaan, wil jy nie vir God hier die vraag nie. He opened a way for you and me. Hy maak die pad oop na God toe. Nie net vir die Jood nie, maar vir elke een wat hom aangeneem het as verlosser en as zaligmaker, het hy 'n pad oopgemaak. Wat se pad bestoor? Hy maak die stelling, hy sê, ek is die weg, die waarheid en die ewige lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek het toegang tot die Vader, die koning van die konings en die Here van die leerskare. Te bring, want hy was die offer. Sy bloed kom op my, so that death can pass over me. Dood, waar is jou oorwinning? Waar is jou oorwinning? Die dood is verslind in die oorwinning. Wat is oorwinning? Die bloed van
van Jesus Christus was nie en negatief nie. Dit was vanmôre 'n oorwinningsveldtog vir my en vir jou. Dit was 'n oorwinning vir hulle wat verlore gegaan het, maar God geroep het. Toe die voorhangs in twee skeur, nou het ek die reg om na hom toe te stap. Deur sy seun Christus Jesus bekleed met hom, voor God die Vader te staan en te sê, hier is ek. Hoop hy die slegs onder die slegstes. Kyk hy na my en sê, jy is nie sleg nie. Wat sê nou jou naam? Ek is big. O, ek sien Jesus. My Bybel sê, bekleed jou met Jesus. So ek wil dit vanmôre verstaan. Al die negatief van daardie gebeurtenis het hy verander in positief. Toe hy ander misvloek en skel, sê ek vergeef julle. Toe hy ander misvat en vir hulle sê, jou leefwyse is die oorsaak dat jy hang. Cheers buddy, groot las vir jou kans nie, toe kyk hy nou en hy sê, jy is nog vandag saam in die paradijs wees. Dit maak nie saak op wat die stadium en na God te kom nie. Hy sal jou verander. Mag ek die stelling maak, ek het my vergewe, as hierdie ou van die kruis afgeklim het, daar, maar net om doodgemaak, want hy moes sterf, maar as hy daar van die kruis af kon kom, sou sy lewe 180 grade draai gemaak het. Hy sou nie meer gesteel en gemoor het nie, hy sou verkondig het, omdat hy leef, sien hy kans vanmôre. Ek weet nie van jou nie, maar ek het dankbaarheid in my hart vanmôre. Everything that the enemy meant for evil, he turned it for good. Here waar jy sit, wil ek jou vanmôre challenge, ek wil jou challenge. Vat vanmôre al jou sleg. Vat vanmôre al jou negativiteit. Vat vanmôre alles wat jou vashou, jou verslawing, jou taal, jou siektestoestand. Alles wat negatief in jou lewe is, jou huwelik, jou finansies, ek wil hê, jy moet vanmôre alles wat negatief is, vat. En ek wil hê jy moet die kruis neersit nie. Ek wil hê jy moet aan die kant van die voorhangsel neersit. Because when I enter in, I will experience the presence of the living God. The veil was torn in two. Die voorhangsel was in twee geskeur. Dat ek en jy daar kan. Ek weet nie van jou vanmôre nie, maar ek wil dit celebrate. Elke voorbij, elke gestel, ek wil hê niemand moet omkyk nie. As jy vanmôre hier sit, en jy
sê, Here, ek het 'n paar dinge om neer te sit vanmôre. I need to get rid of. Ek moet klaarmaak met. Here, ek wil hierdie neersit, want ek is klaar. Kan ek het vir jou sê, die oomblik wat jy van vlees na gees toe stap, kan hierdie goed nie meer oor jou heers nie. But you need to enter in through the veil. Jy moet deur hierdie voorhangsel beweeg. As jy vanmôre hier sit en sê, Here, ek wil deur beweeg, steek op jou hand na God toe. Ons saam met jou by, dankie vir jou hand, en reg oor die gehoor opgaan. As jou hand opgesteek het, sal jy saam opstaan, asseblief, ek wil graag saam met jou bid. Here, ek wil nie meer aan die kant van die voorhangsel staan nie. I need to enter in. Ek het nodig om in te gaan. Here, ek kon nooit hierdie plek betree nie, want dit was vir my onbekend. En dit was 'n plek waar ek nie mag ingaan, gaan het nie. Maar omdat die voorhangsel geskeur het, en ek hierdie woorde gevat het, het gesê, ek is die weg, die waarheid en die ewige lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Wil ek vanmôre inbeweeg in 'n plek van oorwinning. Ek wil inbeweeg in 'n plek van vrymaking. Ek wil inbeweeg in 'n plek van positiviteit. Ek wil inbeweeg in 'n plek van verlossing. Ek wil inbeweeg in 'n plek van liefde. Ek wil inbeweeg in 'n plek van oorwinning op oorwinning op oorwinning. Ek wil inbeweeg in die teenwoordigheid van 'n lewende God. En ek wil sê, Here, baie dankie dat hierdie kruis al hierdie goed vir my moontlik gemaak het. Ek wil die loof, ek wil die prys, en ek wil die verheerlik, want as niemand so sê, aan die komt wel die loof, die eer, en die aanbidding van ons hart, in Jesus' wonderlijke naam. Amen en amen, ek kan die sitplek neem. Wil die broers met my help op die tafel na vore gaan kom. Ek love dit, dat hy gegaan het, toe hy saam met hulle aan tafel was, het hy nie van die lam gebreek vir my gegee nie. Ek weet nie of die lam daar was nie, dat moes moontlik gewees het. Maar is toe hy die brood kom. Ek sê dat lamsvleis is duur, is nie vir almal beskoor nie. Of vir sommiges. Maar brood was vir almal bedoel. Toe hy die brood neem en hy breek dit, het hy gesê, hierdie is my liggaam wat vir jou gebreek word. Tot vergewing van al jou sondes. Hoe amazing is dit nie? Kan ek het vanmôre sê, die breem het gehoor. Toe Jesus aan die kruis gehang het, het ek sê, Vader, vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. Toe in die doodryk ingaan, was daar nie 'n ding van God is kwaad vir ons. Daar was nie 'n ding van omdat julle dit gedoen het nie. Want jy sien toe Jesus uit die graf uit opstaan en begin uitstap,
nooit weer daarin gedink nie. Pastoor, hoe kan jy so sê? Want weet wat, as hy my vergewe het, sal hy nooit weer aan my sondes dink. Dis wat die woord sê. Nou staan jy 'n soldaat, en hy kyk op, en hy sê, waarlik, hy was die seun van God. Maar wat hy nie besef nie, is this is not the end of the story. Snaaks as jy boek gelees het, en jy maak die baie toe, dan sê, the end. Die einde. Jesus maak die ster en hy sê, dit is volbring. It is finished. Dit is klaar. Waarvan het hy gepraat? My lewe in die vlees is verby. I'm gonna start a new life. Ek is nou wedergebore. Deur die dood. Deur die dood. En nou gaan ek as 'n nuwe skepsel wandel. And you will be my people. You will be my witnesses. As jy my seer gemaak het, is ons geneig om het te onthou. Wil nie jou praat nie, jy dit gedoen. Ek is so bly toe die kruis aan te sny, vergeef hulle. Want hy beloof, as hy jou vergeef, sal hy nooit weer aan dit nie. Amen. Die ander die tafel het ek gesit en gesê, neem hierdie, vat dit vandag as jylle begin. Vat hierdie vandag as die beginpunt van iets niets. En terwyl hulle vanmorgen vir julle gaan bedien, wil ek graag 'n lied sing. Hierdie lied sê net, love grew where the blood fell. Kan ek het vanmorgen sê, nie een druppel bloed het verloor gegaan. He still uses it today to clean me from all my unrighteousness. Amen. Kom ons bedien die volk, want die blues. See my Jesus on the cross, the people crying, looking on, a man would think it's such
was so plain to see. And when the blood came streaming down the cross, where my Savior bled and died, it broke the chains of sin and set them free. Don't you know that Lord knew where the Lord flowers of rose spread Hallelujah! God's groove is where the blood
As jy die opvolg van die storie wil hoor, kom sondagoggend. It is finished for now. But something better is coming. Amen. Hallelujah. Goeie dit vanmorgen. Ons gaan ons nie dis oor verhaal met die skriftes te bring. En ek wil vanmorgen vir jou sê, God is goed. Hy sal my nooit moek op my kracht en het versoek opproef nie. And when I enter in, I am completely free. In Jesus' name. Amen.